Toe ek kind was, was ons netwerk, die bure in Sasolburg en die familie in Gauteng en Oos-Kaap. Hallo julle. Nou sit ek, Daniel van der Walt, hier met vriende op amper elke vasteland. Thank you. En ek kan vir hulle in 'n oogwenk gaan kuier. Hier op Kousa gaan ons op unieke kuberreise om vir julle te vertel hoe dit met die duisende Suid-Afrikaners gaan wat land verlaat het. Vandag kuier ons eers by Vrystater Henk Mattee, 'n besigheidsman wat sy drome Spanje toe gevolg het. En dan keer ons terug na een van ons heel eerste karakters. Adele Walker het een van die grootste Suid-Afrikaanse opskoppe in Engeland nog ooit gereël. Kousa is vir alle tuiste vir die vriende en familie wat agtergebly het. So laat mense weet hulle kan ons hier vind. Skryf vir ons by viatv.co.za of soek vir ons op Facebook, Instagram, YouTube, Google+, #KousaVia. Hier is 'n voorsmaakie wat van vandag nog voorlê. Komende van die Vrystaat af my ma het op 'n plaas groot geword. Jy kook nie sonder bottersuiker en room, klaar. En die mense hier eet nou 'n bietjie gesonder as wat ons geëet het in Suid-Afrika, dink ek. Maar is okay. Die mediese ouens is goed hierso so. Ek voer vir hulle lekker botter, room, suiker en koeksisters. Daaronder lê die mielies by die grond en boom. Daar woon my Sarah Marie. Daaronder lê die mielies by die grond en boom. Daar woon my Sarah Marie. Vorige binneshuisversierder en Pretoria restaurant eienaar Henk Mattee se storie begin in tragedie. Sy ma, Hannetjie Mattee, is 8 jaar gelede oorlede. En vir Henk was dit nie net 'n geweldige hartseer tyd nie, maar ook 'n tyd van groot uitdagings aanvaar. Ek is gebore in 'n klein plekkie met die naam van Kuilbroek. Dis net buitekant Sasolburg in die Vrystaat. En ek het 20 jaar van my lewe daarna in Bethlehem gewees waar ek opgegroei het. En daarna het ek Pretoria toe verhuis waar ek die volgende 30 jaar was. Alweer ek oor het is 'n broer wat nog in Suid-Afrika is, hy's in Pretoria. En my suster, sy bly in Londen vir so 17 jaar al. My ma is oorlede. Sy's in 2009 oorlede. Sy het 'n baie sleg ervaring gehad. Sy was in die huis aangeval en sy was okay daarna. Die hofsaak sou voorkom en toe daag die man nie op by die hof nie en toe bel die polisie my. Ek dink die Woensdag of die Donderdag, toe sê hulle, sê tog net vir mevrou Mattee as meneer die huis het gaan nie, die man het ontsnap. En sy was absoluut in skok en die Saterdag het sy 'n beroerte gekry en sy is die Dinsdag oorlede. Baie vinnig. Altyd opgedres. Sy sal nie daai voordeur oopmaak as die hare nie gekam is en die gesig nie opgesit is. En dan klop hy sê, "Ma, dis ek." En sy sê, "Maar kan jy nie wag nie, kind, ek is nie reg nie." En my suster het besluit om haar huis te verkoop wat sy gehad het in Pretoria. En toe sê sy vir my, sy dink sy gaan vir haar plek in Italië koop. Toe sê ek, "Ag nee, kind, ek sou in Spanje loop koop." Sy sê, "Hoekom?" Ek sê, "Maar dis mos vreeslike mooi mense wat daar bly." So kontak sy toe 'n vriend van haar wat in Spanje bly en die sê vir haar, "Maar die eiendompryse is lieflik." En toe koop sy hier. Ek was nog nooit voorheen hier nie en ek kan glad nie die taal praat nie. So ek het gedink dit kan nogals fun wees. En dit was groot fun tot nou toe, glo my. Dis nog elke dag funny. Ek dink as mense kom haal waarvoor ek al ja gesê het in Spaans, dan sal ek weghardloop want ek sê net sí, claro. En dan dink ek agterna die uitdrukking op hulle gesig sê vir my dit was dalk nie reg om ja te sê nie. So wat het hom besiel om die Vrystaat en Pretoria te verlaat vir Spanje waar hy nog nooit van tevore was nie? En hy het nou nog nie die taal onder die knie nie. Was hy nie in die begin so klein
bietjie bang nie. Ek sê altyd ek dink ek is te dom om bang te wees om dinge te probeer. Ek is bitter bang vir roetine en die verskil tussen 'n groef en 'n graf is net 6 voet. Jy weet so breek uit en doen iets anders en probeer nuwe dinge. Toeristies Spanje is oorlekker op die strand. Kom kuier. Ek is in Oliva, dis 70 km suid van die hoofstad Valencia, in die provinsie Valencia. Dis nie 'n toeriste dorpie nie. Ek is so 2 km van die see af, stapafstand, lieflik. Die huis jy kyk uit van die terras af, jy sien die see, absoluut pragtig, maar dis nie 'n vreeslike groot toeriste dorp nie. Ek het die bar begin hier terwyl ek geen bitter min Spaans kon praat. Toe trek ek van waar ek was na 'n plek in Spanje, in Valencia, waar hulle nie net Spaans praat nie, maar Valenciano, wat die streekstaal is en hulle is baie trots daarop. So ek die volgende dag wakker geword en skielik het ek gedog, maar daar moes 'n afgryslike ding in die nag met my gebeur het, want ek kan dan nou glad nie die Spaans meer verstaan, die 10 woorde wat ek geleer het nie. En toe sê iemand vir my, nee, maar hulle praat Valenciano, wat 'n mengsel is van Spaans, Italiaans en Frans. Nou, Spaans op sy eie is agterlaar afgryslik. Henk het toe besluit om sy Suid-Afrikaanse kookkuns by die Valenciano kultuurbredie te voeg. Sy kroeg het 5 sterre op die internet. Hy sê een van die grootste trekpleisters is die tapas met 'n Afrika geur. Vrydag doen ons tapas, hier's 'n tapa roete in die dorp. Ons is so 27 bars, daar's 310 bars in hierdie klein village. Ek sê klein, hier bly ongeveer 30,000 mense. Maar 310 bars vir soveel mense is baie. So elkeen moet regtig, en almal verkoop dieselfde drank, so jy moet iets doen wat anders is om die ouens in te kry. Ek het die voordeel met dit dat ek Suid-Afrikaanse kos doen en dit bemark as Suid-Afrikaanse cuisine wat ek doen. So met tapas op 'n Vrydag, die Spaanse tapas is tipies 'n klein stukkie brood met 'n olyf en 'n kasie en 'n anchovy op of sulke tipe goedertjies. En ek doen soos 'n Cape Malay hoender curry en ek doen barbecue spare ribs en ordentlike porsies, nou nie 'n ou lekseltjie nie. Jy moet dan proe jy iets geëet. Maar ons is die besigste plek met tapas in die hele dorpie. Potjiekos in my swart potjies wat ek saamgebring het. Ek dink die een ding wat ek saamgebring het is porsiegrootte, portion size. Hierdie mense is soos ons het vir 1 bestel, daai is vir 3 en sê ek, mens, dis hoe ons eet waar ek vandaan kom. Moenie vir jou ontkenning hou nie, geniet. En hulle almal skrik wanneer as hulle die bord sien, maar ek sê vir hulle eet vir hom leeg. En die wat om die 9 sê, ag, kan ek tog 'n stukkie foelie kry? Dan dink ek, porsie size, nee. Nou om besigheid te doen in 'n vreemde land en in 'n vreemde taal is baie moeilik. Oor 'n rukkie vind ons uit hier op Kousa van Henk se duiwelse slim plan om sy boekhouprobleme op te los. 'n Plan wat ook nog help om sy suster wat in Londen bly weer te sien. Dan gaan soek ons vir Adele Walker en 'n groot groep Suid-Afrikaners wat die opskop van die jaar in Devon, Engeland gereël het. Kousa is jou tuiste waar jy kan kom uitvind hoe dit gaan met die talle Suid-Afrikaners wat landuit is. Later vandag vertel ons vir julle die storie van een van die grootste Suid-Afrikaanse feeste in Engeland ooit, Opskop 16. Maar eers terug na Henk Matthee in Valenciano, Spanje. So rukkie terug het sy suster van Londen af kom kuier en wat hy nie vir haar voor die tyd gesê het nie, is dat hy ander planne het vir haar vakansie. Ekskuus, iemand moet die bar se boeke kom doen. Sy weet dit nou nog net nie. So laat sy nou maar vandag net ontspan en die tas uitgepak kry, dat ek seker is sy kan nie hardloop nie, so teen môre sal ek haar die tyding gee. Wel, ek met al sy
Wat is invoices? Fakture. Doen fakture en ja, maande en maande sin. Dis gewoonlik so 2-3 maande sin en jy sal nie glo hoeveel so 'n bar kan create nie. Nou dat alles daar in Valenciano vir Vrystater Henk Mattheus so doodnormaal is, trek sy hart nog huis toe. Ek kan vir jou eerlik sê, ek mis my mense, maar wat ek die meeste mis, is die taal. Absoluut. Iemand, 'n Engelsman sê vir my nou in die week, maar met Engels, it's an amazing language, you can absolutely pinpoint everything. En ek dink swaar, in Afrikaans kan jy vir hom pinpoint en jy kan vir hom inkleer. Nie net blerry pinpoint nie, want dis net 'n taal wat hom absoluut uitleen om te beskryf. Dis so. En ek raak baie keer so excited en dan begin ek met mense praat en dan kyk hulle vir my soos botskappe en ek dink, aha, en nou? En dan sê hulle in Espanol en dan besef ek, damn it, ek het Afrikaans gepraat. En dan kyk, nou weet julle hoe ek baie keer gevoel as julle met my praat. Ten laaste vra ons vir Henk hoe hy homself in die toekoms sien, daar in Oliva, waar hy die Spanjaarde so met sy Afrikaans belemmer. Oormôre, die 23ste is San Juan, dan vat jy alles wat jy nou nie wil hê nie, wat jy aan die brand kan steek, hout, 'n ou stoel wat gebreek het, of 'n koffer wat vrot is, af strand toe, jy pak dit op 'n hoopie, jy steek dit aan die brand, middernag, almal is op die strand, almal piknik, dan spring jy oor die vuur, en dan staan jy in die water, en hulle sê, as jy in die water staan, dan is jy mooi vir die volgende jaar. Ek dink nie dit werk nie. Ek het die eerste jaar tot 6:00 die môre in die see bly sit, en ek sê vir jou, niks het verander nie, maar dis die idee. En laas keer toe ek hier was, toe was dit die Fayas. Fayas is wat hulle... Dit was ongelooflik mooi. Dis in Maart, dit kom van die skrynwerkers af, baie honderde jare terug, wat die winter verby is, en dat hulle al die oorskiethout uitgedra en skoon gemaak. As Maria koek gebak het en hy het mooi uitgekom, is die straat toe, fireworks word geskiet, en ons het 'n nasionale vakansiedag. Nee, ek dink nie ek sal ooit terug gaan Suid-Afrika toe. Ek sien myself later, ek dink nie ek sal ook vir altyd in Oliva bly nie. Ek sien myself ek sal net buitekant Valencia bly. Valencia is my absoluut 'n amazing stad en amazing mense. En ek wil baie graag 'n piep klein restaurantjie daar hê. Nie meer as 20 stoele nie. En die volk kan tou staan vir potjie kos. En nou los ons die mense wat gaan tou staan vir potjie kos in Spanje. En ons gaan oor die Engelse kanaal na Adele Walker in Berkshire. Sy en haar man Pieter het onlangs motor gepak om Opskop 16, een van die grootste Suid-Afrikaanse feeste in Engeland nog ooit by te woon. Hulle vertel van die lang persoonlike pad om by die groot jol in Devon uit te kom. Dit is 'n culture shock. Daai eerste jaar wat jy hierso land, nê, jy sukkel. Jy sukkel om baie dinge te aanvaar. Jy sukkel om met baie dinge te lewe, want jy weet dis anders. Dit is nie dinge wat jy gewoond aan is. So aanpassing is die grootste ding. I came out to the UK and spent a good 9 months here. A year. It was a year. Yeah. Because I had to meet certain requirements for the visa regulations. I had to have a house, a job, etc., etc. And the hardest part was trying to get a house. My business is I assist expat South Africans in bringing out their money from South Africa. And then I also help Adele with running the company called Safari Events, which is an events-based company for South Africans in the UK. Nou, 'n hele naweek vir net Suid-Afrikaners.
Vrydag, Saterdag en Sondag. En dit was so warm geweest, nê? En dit was so nice geweest. Dit het gevoel asof ons in Suid-Afrika was, want ons het boeremusiek gespeel, ons het Afrikaanse liedjies geluister, ons het mense gehad wat Dellarey sing, jy weet. Okay, baie van hulle was dronk geweest, maar dit is Suid-Afrikaans. Jy weet, ons is Suid-Afrikaners. Die mense drink. Daar was braais, daar was potjiekos, daar was biltong. Jy weet, al daai dinge dit laat mense vir 'n naweek voel asof hulle by die huis is. En jy sal nie glo, sielkundig het hulle dit so nodig, net om weer maandag in die kar te klim, of op die trein te klim, of op die bus te klim, en weer verder aan te gaan vir 3 maande, of vir 'n maand nie. Kousa gaan op soek na die Suid-Afrikaners wat so wyd en suid verspreid is. Ons gebruik video-oproepe, as ook julle video's en foto's om julle stories te vertel. Na die breek vertel Adele Walker hoe sy gegaan het van eensaamheid met net 'n paar Engelse vriende na een van die mees bekende Suid-Afrikaanse netwerkers in Engeland. Ons kuier vandag by Adele en Peter Walker in Berkshire, Engeland. Voor die breek het hulle vir ons vertel van die eensame begin in Engeland. Maar deesdae wikkel hulle heel doelgerig rond binne die groot Suid-Afrikaanse netwerk in Brittanje. Ek het net Engelse vriende gehad toe ek hier gekom het. Vir 6 jaar het ek net Engelse vriende gehad. En toe eendag, toe ek Suid-Afrikaners, jy weet, na daai braai toe gaan en ek begin die Suid-Afrikaners te soek en so aan, toe begin die Engelse vriende weg te val. En dis waar ek begin het. Ek het huis toe gegaan daai aand en ek het op Facebook gaan kyk waar is Suid-Afrikaners en ek het gesien daar's nie baie groepe vir Suid-Afrikaners nie. Toe ek my eerste groep begin, dit was Safa Events gewees. En dit was basies net om meer Suid-Afrikaners te wys van al die, jy weet, die events vir Suid-Afrikaners hierso. En die volgende groep was 'n singles groep gewees vir Suid-Afrikaners. Want ek het 'n vriendin gehad wat single was op die stadium en ek het 'n vriend gehad wat single was. Toe ek hulle twee probeer Cupid, jy weet, ek probeer Cupid speel, maar hulle was baie geïnteresseerd in mekaar gewees nie. Betoog ek, nee, daar is nie 'n groep nie. Laat ek 'n groep begin vir Suid-Afrikaners en ek het en is vandag die grootste single Suid-Afrikaanse groep in Engeland. Elke week hier op Kousa kuier ons die wêreld plat oor 'n koppie koffie en gaan ons op soek na Suid-Afrikaners wat pad gevat het. Maar vandag is die eerste keer wat ons deel is van so groot feesviering. En dit nogal in Devon, 'n streek in Engeland wat bekend staan vir sy room en kos in die algemeen en ook pragtige kuslyn. Nou, Adele en Pieter het met 'n paar mense daar in Devon gaan praat. Die braai by Opskop 16 was een van die grootstes nog ooit. So die seisoene hierso is jy sien dit dadelik. Dit spring in jou gesig en jy kan dit nie mis nie. Jy weet, die een oomblik is dit somer en alles is groen en vol blomme en voeltjies en alles. En die volgende oomblik dan is dit herfsttyd. Jy weet, en alles is oranje en bruin en rooi en dit is so mooi. Jy weet, al daai dinge, dit vat, ons is nie gewoond aan daai spesifieke, jy weet, jy sien 4 seisoene hierso. Tussen jou bene, met jou hande aan jou knieë op die steen, trek af jou broodkronk bal, as jy wil, solank jy net leeu loop. Ons is nou hierso by die Suid-Afrikaanse event hier in North Devon. Is 'n groot Suid-Afrikaanse event wat ons hierso doen. En ons kuier op die oomblik saam met Carl Schultz en François, hulle twee werk saam. Ek sal sê net om met jou eie mense te wees, om dit te geniet ook. Ja, vol soos huis. Yep, vol soos huis. Dit is oorspronklik van Bloemfontein af. Vrystater. Vrystater. Ja, al die pad. En waar bly jy? Ek is in Launceston. Dit is Cornwall, dis op die grens van Devon en Cornwall. Ja, so ons is nie ver hier vandaan nie. En hoe lank bly jy al in Engeland? 6 jaar.
Okay, hoe vind jy dit? Ag, dis baie lekker. Dit was maar rof geweest in die begin. Man, dis lekker om bietjie ook die mense te ontmoet, ander Suid-Afrikaners wat hier is. Mense kry nie altyd geleentheid om van die ander Suid-Afrikaners te ontmoet. Hierso nie, mense sien maar op Facebook en die groepe en die goeie so, die ouens chat, maar jy kry nie regtig 'n geleentheid waar jy kan saam met die ouens braai en saam met die ouens 'n bier drink en bietjie Suid-Afrikaans wees. Ja, 'n bietjie Suid-Afrikaans wees net. Bietjie bietjie ons lekker kossies eet. Daar was een situasie wat regtig vir my trane in my oë gebring het. En ek is baie lief vir my mense, ek is baie lief vir my land en ek is baie lief vir enige iets Suid-Afrikaans. Maar ek het so gestaan en ek was besig om die oxtail potjie te maak. En ek hoor hierdie commotion hier agter my en ek draai om. Dis daar 'n sirkel met girls, vrouens en 2 mans wat uit die diepte van hulle harte uit begin sing het. En dit laat behuil. Toe begin hulle tellery te sing. Maar hulle staan so trots, jy weet, en hulle staan so Suid-Afrikaans met die Springbok hempies aan en ek het 'n foto geneem, 'n video geneem, sê ek wil asseblief kan ek julle 'n video neem van julle want dit is vir my dit is so mooi wat hulle gedoen het. Nou, om vir so groot geleentheid voor te berei, kos haar fyn beplanning. Adele vertel vir ons van 'n winkel wat sy in Wimbledon gevind het, waar mens van ouma rusks tot volstrys biltong kan koop. Sy gaan doen gedikwels daar inkopies en soms wanneer sy net huis toe verlang. Ons kry mense as dit reën, dan maak hulle braai met 'n sambreel en Ons program is nog niet, maar ons kry al klaar van oral af unieke en innemende stories. Adele Walker van Engeland af vertel verder. By Makiti Saterdag nie. Ek weet nie wat doen hulle nie, maar hulle maak die lekkerste vetkoeke wat jy nog in jou lewe geëet het. Okay, dit is ek weet hulle het een of ander magic ingredient wat hulle daarin sit. Maar in my lewe net ek nog nooit vetkoek geëet wat so en dis al wat ek nou uitsien. Ek gee nie om oor die res nie. Ek wil net die vetkoek. En dit is soos jy weet die kermisse wat ons altyd by die huis gehad het, nê. Dan of die kerkkermis, nê. Dan jy daai groot tafel wat al die tannies agter mee staan. Dan een section maak die tannie pannekoek en die ander section doen hulle vetkoek en vleis. En dit is hoe dit is. Dit is regtig soos 'n Suid-Afrikaanse kermis. Okay. So ons gesels nou met Skalk Skols en Corneille Bouwer. Toe ek vir my kinders kom kuier hierso wat op hulle gap year gewees het hier in Engeland. En toe sien ek daar's 'n gaping in die mark om Suid-Afrikaanse produkte oor te bring. Nou destyds in 2002, 2003 was daar verskrikbaar Suid-Afrikaners. So jy kan nie by treine ry of by busse ry en nie Afrikaans hoor nie. En dit het my baie gemotiveer om dit te doen en ons het Suid-Afrikaanse produkte ingebring en dit was 'n groot sukses geweest. Oorspronklik van Bloemfontein, 'n lekker plek daar in Bloemfontein en toe Transvaal se kant toe Johannesburg. En ja, toe het ons gesê, "Wel, kom ons kyk hoe lyk dit hierdie kant. Kom ons nog weer op 'n working holiday. Weer terug Suid-Afrika toe, weer terug hiernatoe. Ja, so amper 10 jaar hierso." Hier op Kousa vind jy uit hoe ons mense besig is om mini Suid-Afrika's oral te stig. Soos Henk Matthee vroeër gesê het, ons is werklik besig om die wêreld te verander. Maak nie saak waar ons antwoord gee nie. Elke week hier op Kousa kan jy kom uitvind hoe dit met die Suid-Afrikaners gaan in die buiteland. En as daar nou een ding wat ek as Vrystater nogal merkwaardig vind, is die hoeveelheid van ons wat in die buiteland is. Ek meen, is daar nog mense oor in Bloemfontein en Bethlehem. Kousa is jou tuiste op TV en op die net. Hier kan jy kom uitvind hoe dit met die Suid-Afrikaners gaan wat land verlaat het. En ons program is uniek, want alle video's en foto's word deur ons kykers self opgeneem. So, kom speel saam.
Skryf vir ons by viatv.co.za of soek vir ons op Facebook, YouTube, Google+, Instagram, #CozaVia. Almal reg oor die wêreld gaan nou Koza praat.